Goeiemôre. Dit help seker nie ek sê nou môre na ek al klaar so baie gesê het op die mic nie, maar goeiemôre. Ek is baie opgewonde oor dit wat ek vanoggend saam kan deel. En ek wil hê jy moet, as jy hier sit en jy het 'n notaboekie, dan is dit 'n goeie tyd om hom nou uit te haal. Want hier gaan baie skrifgedeeltes vanoggend wees. En ek wil asseblief hê ons moet, as jy dit kan doen en as jy graag belangstel en as jy nie 'n notaboekie het nie, môre middag teen omtrent etenstyd, nee Andrei, sal hierdie preek in elk geval op YouTube ook wees. So, op YouTube is ons page se naam is net Newmag Gemeente. Daar's 'n ander ou page, Newmag Gemeente Groblersdal. Ons het nie meer toegang tot hom nie. Eendag, ons weet nie of hy eendag, ons kan hom ook nie verwyder nie, maar net Newmag Gemeente. As jy net Newmag Gemeente op YouTube search, dan gaan jy ons page kry en dan sal jy die volgende dag, altyd op 'n maandag hier teen etenstyd, dan behoort die preek al op te wees. So as jy dan wil notas vat, dan is jy welkom om ook notas te vat. Nou, vandag se titel is 'n redelike algemene titel. Daar's nou 'n paar mense wat hier sit wat dalk kan dink presies waaroor is dit wat die preek regtig gaan. Maar die Here het dit regtig op my hart gelê om hierdie te deel en dit het eintlik laas Sondag begin toe Ernest ook hieroor gepraat het. So laas Sondag het Ernest ook gepraat, nou dit was nie sy hoofpunt nie, maar Ernest het laas Sondag ook gepraat oor dat Christus weer kom. En vir die wat hier was, sal dalk oplet dat hy hierdie opmerking gemaak het dat elke dag wat kom is ons natuurlik die naaste wat ons nog ooit was. Nou dis eintlik nie so diep idee nie, dis redelik logies. Maar ek het daai Sondag terwyl ek hier gesit het en ons saam geluister het vir Ernest, het ek besef dit is die boodskap wat ek moet deel. En ons 'n redelike goeie rede hoekom ek die boodskap wil deel, want ons leef in 'n tyd waar die mensdom nog nooit soveel getwyfel het in Christus se bestaan nie. En selfs in Christus se wederkoms nie. Nou die hartseer realiteit is die kringe waarin ek beweeg is redelik kringe van pastore en ander gemeentes. En ek wil vanoggend verklaar dat die hartseer realiteit is dit het 'n redelike onpopulêre ding geword om regtig nog te fokus op Christus wat terugkom. Om te fokus op die feit dat ons naby is aan die einde. Dit het redelik onpopulêr geword. Nou jy kan selfs in die kerk nogal maklik afgelag word as jy daarop wil fokus. Daar's een skrifgedeelte wat almal ken as dit kom by hierdie gesprek. 'n Mens kan sê net wat jy wil oor hierdie gesprek en kan sê net wat jy wil oor die tekens wat daar is en die tye waarin ons leef en so aan. Dan sal mense sê, ja, nee wat, maar onthou net, niemand ken die dag en uur nie. Och, dis maklik, dis so maklik om dit te sê. Nou ons weet Jesus sê in Matteus 24:36, niemand ken die dag en uur nie. Ons weet hy sê dit, hy maak dit baie duidelik. Maar is 'n redelike gemaklike verskoning om te sê, ons ken nie die dag en uur nie, en niemand kan die dag en uur ken nie, en as gevolg van dit het ek nie regtig nodig om te waak nie, en as gevolg van dit, is dit nou maar wat dit is, en ek gaan nou maar aangaan met my lewe soos ek met my lewe aangaan, en ek gaan fokus op my tydelike realiteit, en wat tydelik vir my gewin kan gee, want hoe moet ek nou in elk geval weet? Wanneer 'n mens begin praat oor die tye waarin ons leef, en die tekens wat gepaard gaan met dit, dan is iets wat ook gereeld gebeur, is mense sal dinge sê soos, ja, maar jy weet in die Tweede Wêreldoorlog het almal ook gesê, dis nou die einde. Elke keer as daar groot gebeurtenis is, dan sê almal nou, o, dis nou die einde, en nog elke keer is ons verkeerd. Ek kan hierdie goed sê, want ek kan dit sê, want ek is redelik gereeld betrokke in gesprekke soos dit. Dit is baie maklik vir ons om redelik verby hierdie feit te redeneer, dat, hy gaan kom wanneer hy kom, maar ons gaan maar aangaan met ons lewens. En dis hoekom ek graag hieroor wil praat, want die ander kant, die ander sy van hierdie selfde ding, is nou weer die ouens wat in die kerk sit of op YouTube channel sit
en hierdie verskriklike voorspellings maak en 'n dag en 'n datum probeer gee en dan gebeur dit nie. Nog nie een van hulle was reg nie, want Jesus het nog nie teruggekom nie. So dit beteken nog sover is almal verkeerd behalwe die wat ons nou wag vir hulle volgende voorspellings. Wat vir my hartseer is ons sit met mense in die kerk wat lynreg baie keer teen die woord gaan en 'n voorspelling met 'n dag en 'n uur wil gee. En wanneer hulle verkeerd is, dan kom staan ons nie hier voor en sê gemeente, ek's jammer, ek het gelieg nie. Ons het nie accountability rondom dit nie, want ons het almal YouTube channels en ons het ons Facebook blaaie en ons kan nou maar kwytraak wat ons wil kwytraak. En hierdie ou sê die Here sê vir hom dit en daar's nooit weer accountability daaroor nie. Of dit nou waar word of dit nie waar word nie. Hierdie ou sê dit gaan hierdie datum gebeur en of dit waar word en of dit nie waar word nie, ons gaan maar net aan. So ek besef dis die ander sy van dieselfde probleem. En dis hoekom ek graag vandag doeteenvoudig 'n Bybelse siening wil gee. Wat sê die skrif regtig oor Christus wat terugkom? En hoe moet ons gesindheid regtig lyk as dit kom by dit? En selfs hoe seker kan ons wees van die tyd waarin ons leef en hoe naby dit regtig aan die einde is? So die heel eerste eenvoudige ding wat ek met almal kan deel vanoggend is dat Jesus vir ons tekens gegee het van sy wederkoms. Dit is redelik eenvoudig. Ek het 'n klein lysie daar. Daar's baie meer as dit. Maar Jesus gee vir ons 'n redelike opsomming van tekens van dinge wat gepaard gaan met sy wederkoms. Nou, ek gaan net vinnig deur dit gaan. Matteus 24 vers 6 sien ons oorloë en gerugte van oorloë. Hongersnode en pestsiektes sien ons in Lukas 21:11. Groot misleiding en valse profete. Ons hou nie daarvan om oor daai in te praat nie. Dit offend mense, maar groot misleiding en valse profete. En dan die evangelie wat aan al die nasies verkondig word. Ek wil hê ons moet besef dat Jesus tekens gee en hy sê dit is soos geboortepyne. Nou geboortepyne is iets wat redelik ver uit mekaar uit begin gebeur en dit is dalk nie so erg nie. En soos wat die tyd nader en nader kom vir die babietjie om gebore te word hierdie geboortepyne word erger. En die tydperk kom nader en nader en nader en nader en nader aan mekaar. Nou Christus maak dit baie duidelik dat hierdie tekens soos geboortepyne is. En hy vergelyk dit selfs met 'n vyeboom. As 'n vyeboom begin bot, dan kan jy nou sien, hoorie, okay, maar die somer is naby, so dit is tyd. So wanneer Jesus oor hierdie goed praat, dan maak hy dit eintlik redelik duidelik, en ons gaan nou na die spesifieke skrifgedeelte kyk, daar's meer as dit ook, maar dan maak hy dit redelik duidelik dat hy die tekens vir ons gee vir 'n rede. Hy gee dit vir ons sodat ons kan weet wanneer die tyd naby is, en ons gaan dit nou lees. Nou wat dit natuurlik beteken is, al hierdie tekens wat Jesus vir ons gee, gaan soos geboortepyne, word erger en erger, en dit kom nader en nader en nader aan mekaar. Ons weet duidelik wat die Nuwe Testament vir ons sê van die laaste dae. Ons weet wat die Nuwe Testament vir ons sê van die laaste dae en valse lering wat daar sal wees in die laaste dae. Christus sê daar gaan baie vals Christusse wees in die laaste dae. Hy sê daar gaan groot misleiding en valse profete wees in die laaste dae. Maar die oomblik as dit kom by ons wat dit eintlik erken aan mekaar en kan sê, hoor hierso, wat is die valse goed wat aangaan, dan is ons bang om dit te sê. Die feit van die saak is, hoe langer die tyd aangaan, hoe verder word die waarheid verdraai. Of ons daarvan hou en of ons nie daarvan hou nie, Christus het gesê dit gaan gebeur. Daar gaan 'n groot afvalligheid wees. En ons moenie vir een oomblik dink omdat die nommers van die kerk groei, dat dit beteken die kerk, die ware liggaam van Christus, die geestelike kerk groei nie. Daar's nie 'n direkte korrelasie daar nie. Omdat daar nommers by die Katolieke kerk kan bykom en hulle kan sê hulle die grootste kerk in die wêreld is, sê niks van mense wat week in week uit op daai banke sit en dit vuurwarm sit en geen verhouding het met God nie. Dit sê niks daarvan. So Jesus maak dit redelik duidelik vir ons hoe die tekens lyk en ek weet nie van julle nie. Maar wanneer ek na van hierdie tekens begin kyk, dan begin ek besef,
maar dit wil vir my voorkom iets is aan die gang. Mens kan nie verby dit kom nie. Nou dink jy, okay, maar dis nou maar tekens wat hy vir ons gee. Maar as ons na die volgende skrifgedeelte kyk, Matteus 24 vers 32 tot 33. Hoor wat sê Jesus hier? Leer hierdie les van die vyeboom. Nou net voor hierdie skrifgedeelte gee hy hierdie tekens waarvan ons gepraat het. Hy gee hierdie tekens. So hy gee vir ons tekens van die tye wanneer dit naby is, wanneer sy koms naby is, en dan sê hy die volgende oor die tekens. Hy sê: leer hierdie les van die vyeboom. Sodra sy takke begin sag word en blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, wat hierdie tekens, weet dat dit naby is, voor die deur. So, ek weet nie of hy dit duideliker as dit kan kommunikeer nie. So, ek weet nie of julle saam met my stem nie, maar dit wil vir my voorkom, of om net te sê, maar niemand ken die dag en uur nie, en dit te gebruik as 'n rede om te sê, ons kan niks weet daarvan nie, is nie heeltemal skrif nie. Dis om een gedeelte uit te haal, en dan te sê, hierdie is die rede hoekom ek nie noodwendig hoef om te gee daaroor nie. So die heel eerste ding waarna ons natuurlik kyk, is die feit dat die skrif sê, ons kan die tyd herken. Die tweede ding, as jy nou notas maak, kan jy nommer 2 maak daar. Die tweede ding is, die dag kom onverwags vir die wêreld, maar nie vir die kinders van die lig nie. Ons lees hierdie gedeeltes baie keer mis. Dis baie maklik om die gedeeltes van sy koms te lees en dan sê dit, hy kom soos 'n dief in die nag en niemand weet die tyd en uur nie, en dan dink 'n mens, okay, nee. Maar dit is eintlik redelik duidelik in die skrif dat die kinders van die lig, die kinders van God, nie soos die wêreld onverwags betrap word nie. En ons kan dit bewys. Kom ons kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 3 tot 4. Nou Paulus praat spesifiek hier van die laaste dae. Hy praat spesifiek hier ook van ons opstanding, van die wegraping. Hy sê in 'n oogwink gaan ons verander word en ons gaan nuwe liggame kry. Hy sê dit, hy maak dit duidelik. Terwyl hy oor al hierdie dinge praat, dan sê hy die volgende: wanneer hulle sê, dis nou die wêreldleiers in die wêreld, daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle. Soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Klink dit of dit redelik onverwags gebeur? Sê skielik. Soos geboortepyne 'n swanger vrou, is weer eens interessant dat hy geboortepyne gebruik. So dit klink redelik skielik en redelik vinnig. Maar hoor wat sê vers 4. Maar julle broers is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. So nou vra ek weer die vraag, om net te redeneer en te sê, maar niemand ken die dag en uur nie, is nie noodwendig 'n goeie rede vir my en jou om nie te waak nie. Want soos wat 'n mens hierdie aanhou lees en ons verder deur dit gaan ons begin besef dat Jesus juis wou gehad het, ons moet weet wanneer die seisoen is, wanneer hy terugkom. Ons kan dalk nie hier staan en vir mekaar sê, hy gaan môre terugkom op hierdie dag en hierdie datum nie. Maar ons kan weet in watter seisoen ons is. En Numa gemeente, ek wil vanoggend van hierdie kansel af dit baie duidelik sê, as Christus vanmiddag hier opdaag, gaan ek nie verbaas wees. Ek verwag dit al baie lank. En soos die dae aangaan en die tye meer en meer boos word, en dit wat goed is word sleg en dit wat sleg is word goed. Jy word deesdae uitgeken as die slegte persoon in die vertrek as jy sê, hoorie ouens, miskien is dit nie 'n goeie idee dat ons wêreldwyd 120 miljoen babatjies 'n jaar vermoor deur abortus nie. Want dan is jy nou teen vroueregte en dan is jy nou teen al hierdie goed en
wat boos was, het goed geword en wat goed is, het boos geword. Dis die tyd waarin ons leef. Dis deel van die tekens wat vir ons gegee is. As ons na die volgende skrifgedeelte kyk, dan sien ons waar Jesus self dit duidelik maak, dat hy wil hê ons moet reg wees en ons kan weet in watter seisoen hy terugkom. Matteus 24, so 'n goeie idee is om net die hele Matteus 24 te gaan lees. Dis 'n baie goeie idee, Matteus 24, Lukas 21, gaan lees daai gedeeltes somme in volheid, want ek gebruik net sekere gedeeltes van hulle hier vanoggend. Matteus 24 vers 43 sê hy die volgende. Nou net voor hierdie verduidelik hy 'n snaakse gebeurtenis waar hy sê twee mense gaan in die veld werk, een gaan saamgevat word en een gaan gelos word. So hy maak duidelik dat daar hierdie gebeurtenis gaan plaasvind waar daar mense is en hy maak dit duidelik, hy sê sy engele stuur hy na al die uithoeke van die wêreld toe en hulle maak hierdie mense bymekaar en party gaan gelos word en party gaan gevat word. Net voor hierdie vers 43 is hy besig om oor dit te praat. En hoor wat sê hy dan? Dan sê hy die volgende: Julle besef tog goed as 'n huiseienaar vooraf weet hoe laat in die nag die dief gaan kom. Nou hy maak dit duidelik dat hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Maar hoor wat sê Jesus hier? Julle besef tog goed as 'n huiseienaar vooraf weet hoe laat in die nag die dief gaan kom, sal hy op sy hoede bly en nie toelaat dat daar by sy huis ingebreek word. Hier sê hy gebruik 'n voorbeeld. Hy sê as iemand dan nou weet wanneer hierdie dief gaan inbreek, dan gaan hy reg wees. Hy gaan reg wees want hy weet wanneer die dief gaan inbreek. Hoor wat sê hy in vers 44. Daarom moet julle ook voorbereid wees. So kan ons saamstem dat dit waaroor hy gepraat het nou net oor hierdie ou wat reg is vir die dief, sy punt gaan oor om voorbereid te wees. So wanneer hy sê hy weet wanneer die dief kom, dan is Jesus se punt, hy's voorbereid. Daarom moet julle ook voorbereid wees. Want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Hy maak nou net 'n punt van hierdie ou wat voorbereid moet wees vir hierdie dief wat kom. Dis nou wat hy sê in vers 43. Hoor wat sê hy in vers 48. Nou ek het nie hierdie hele gedeelte ingesit nie, want ek gaan die gedeelte net bo af vers 48 gaan ons in die heel einde gaan ons oor dit praat. Maar Jesus maak hier 'n voorbeeld waar hy sê hier's hierdie twee slawe wat na die huiseienaar se huis moet omsien. En dan gaan die eienaar weg. En hulle weet hy gaan op een of ander stadium terugkom. So ons kan die koneksie redelik duidelik maak waarvan hy praat. So nou praat hy van die goeie slaaf en dat die goeie slaaf reg was vir hom om terug te kom en dis wonderlik en ons gaan nou by dit uitkom. Maar hoor wat sê hy in vers 48 van die ander slaaf. Maar as die slaaf sleg is en by homself redeneer, dis nog lank voordat my huisheer kom. En hy begin die ander slawe aanrand en saam met die drinkers 5 partye hou. Hoor wat sê vers 50. Sal die heer van daardie slaaf terugkom op 'n dag en tyd waarop hy nie voorbereid is nie. Begin ons duidelik agterkom dat Jesus sê daar's 'n skeiding tussen mense wat voorbereid is en mense wat nie voorbereid is nie. En natuurlik gaan sonde gepaard met die kant van die mensdom wat nie voorbereid is nie. Want dan kan ons mos redeneer dis nog lank voor hy terugkom. Of ons kan dalk redeneer ek glo nie enigstens hy kom weer terug nie. Sal die Heer vers 50 van daardie slaaf terugkom op 'n dag en tyd wanneer hy nie voorbereid is nie. Vers 51, hoor hoe verskriklik klink hierdie. Dan sal hy hom 'n wrede dood laat sterf en hom laat deel in die lot van alle skynheiliges. Nou 'n skynheilige is iemand nogal wat maak asof hy reg is dalk. Iemand wat dalk nogal lyk of hy reg is. Iemand wat nogal dink hy's okay en die skyn het van heiligheid. Dan sal hy hom 'n wrede dood laat sterf en hom laat deel in die lot van alle skynheiliges. Van die ander vertaling sê, dan is daar so 'n bietjie verskil oor vertaling as dit hier kom. Van die ander vertaling sê hy gaan hom in die middel deurkap. Hulle sal bitterlik huil en van selfverwyd op hulle tande kners. Okay. Nou ek beloof vandag se doel is nou nie net om verskriklike skrifgedeeltes te deel nie. Maar ek dink ons begin saam agterkom dat nie net Paulus nie die res van die Nuwe Testament nie, maar Jesus self het dit duidelik gemaak dat hy wil hê ons moet kan weet wanneer die tyd reg is. Hy wil hê ons moet kan weet wanneer dit die seisoen is.
En as ons nou hier voor mekaar staan op hierdie Sondag en hy het gesê as ons hierdie teken sien, dan is dit soos daai vyeboom. Dan kan ek vanoggend hier staan en sê Newma gemeente, is ons reg, want die einde is hier. Ons het nog nooit in 'n tyd soos hierdie geleef nie. Dink aan die geskiedenis van die mensdom. Vir 3000 jare is alles nog redelik dieselfde. Geen tegnologie nie, mense weet nie eers noodwendig van mekaar nie. En ewe skielik in die laaste paar 100 jaar gebeur al hierdie. Van die ou profete sien ons dat in die laaste dae gaan daar 'n groot toename in kennis wees. Nog een van die tekens, 'n groot toename in kennis wees. Nou dink saam met my aan duisende jare van die mensdom se bestaan hier op 'n tydlyn. En dink aan die tyd waarin die mens die hele aarde oorgeneem het en al die tegnologie gekry het wat ons gekry het en almal dieselfde taal omtrent begin praat het, dan sou dit hierdie laaste stukkie wees van hierdie magtige tydlyn. Dit is niks eers op daai tydlyn nie. Dis voorspel. Die skrif het gesê dit gaan gebeur. Daar was allerhande goed wat 'n mens in Openbaring kan lees oor die merk van die dier en allerhande goed soos dit wat gaan maak dat mense nie kan koop en verkoop nie. Voorheen sou jy sê, ja, maar ek wonder hoe sal hulle dit regkry? Hulle kan my mos nou nie keer om my beeste ruil met my buurman nie. Nou het ons die tegnologie om dit te doen. Nie net het ons die tegnologie om te doen nie, maar regerings globaal probeer druk daarvoor dat alle geld digitaal is. 'n Paar jaar terug het die hele wêreld saamgekom en wou ons forceer om onsself in te spuit met iets. Ek sê hierdie goed. En ek weet hierdie goed kan dalk iets wees wat mense ongelukkig maak en mense kwaad maak. Maar gaan ons reg wees of gaan ons nie reg wees nie? Een van die dinge wat ek agtergekom het gebeur in die wêreld tans. As jy regtig dink hoe dinge was toe jy klein was en hoe dinge nou is, en dan wil ek nie eers dink aan mense wat heel wat ouer is as ek wat hier sit, hoe baie die wêreld moes verander nie. Dis mense wat hier sit wat regtig die begin van tegnologie oor die algemeen net gesien het. En ons sit nou al hier. Dis mense wat hier sit wat nog met kersse gewerk het. Wanneer 'n mens kyk na hierdie goed, dan kan jy nie help as om iets raak te sien. En een ding wat ek agtergekom het, dink saam met my aan hierdie voorbeeld. Julle het dalk al hierdie voorbeeld gehoor. Hoe maak jy 'n padda lewendig gaar? Dit klink vreeslik. Ek sien die gesigte. Hoe maak jy wat sê oomnes? Jy kook hom baie stadig. Die hitte sit jy stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie warmer. So wat snaaks is, in die begin kom jy nie regtig agter iets gaan aan nie. En soos die tyd aangaan, raak ons so gewoond aan hoe belaglik dinge geword het, dat dit vir ons normaal voel. En as jy weer kyk, as jy in die kookwater en jy besef nie die water kook nie. Jesus gebruik dit as 'n voorbeeld. Hy sê dit gaan wees soos in die dae van Noag. Mense gaan heen en weer trou. Mense gaan sê, alles is nog 100%. Mense gaan redeneer soos ek en jy en dalk in ons vlees op hierdie oomblik nou wil redeneer. En wil sê, ja, maar dinge is nou nog nie so erg nie. Jesus sê, dit gaan wees soos in die dae van Noag. Mense het heen en weer getrou. Mense het gedrink, partytjies gehou. Mense het normaal aangegaan. En toe kom verwoesting oor hulle. Christus wil nie hê dat sy bruid onverwags betrap moet wees soos die wêreld nie. Punt nommer 3. Christus gaan fisies weer kom. Net soos hy fisies die eerste keer gekom het. Nou as ek sê hy gaan fisies weer kom, net soos hy fisies die eerste keer gekom het, dan wys dit vir ons iets baie belangrik in ons lewens. Hoe ernstig ek en jy glo dat hy regtig gaan terugkom, nie een of ander fabel of een of ander storie nie, maar daar 'n dag gaan wees wat hy in lewende lywe dat jy hom kan vat en voel dat hy weer op hierdie aarde gaan wees in sy eie verheerlikte liggaam. Hoe baie jy dit glo, het 'n direkte korrelasie met hoe baie jy glo dat hy die eerste keer regtig in lewende lywe gekom het. Ek wil hê ons moet in gedagte hou. Vir 4000 jaar voorspel God dat die Messias gaan kom. Die oudste boek in die Bybel is Job.
Job sê, my verlosser leef en hy gaan eendag op die aarde loop. Vir 4000 jaar lank voorspel God dat die Messias gaan kom. Toe die laaste profeet gepraat het, was al 400 jaar van stilte. Waar God nie eens met die mens gepraat het nie. Ek weet nie van julle nie, maar dink julle dalk ook, daar's party mense wat begin twyfel het of die Messias gaan kom. Baie. En hier is die ding. Volgens menslike tyd het dit lank gevat. Volgens menslike tyd wou mense lank al gehad het, dit moes gebeur. Maar daar het 'n dag gekom waar daai babietjie gebore is. Fisies, in lewende lywe. Daar het 'n dag gekom waar hierdie stories en hierdie mooi geestelike raad vlees geword het. En ons besef het, hierdie is nie net 'n goeie idee nie, maar hierdie is die waarheid. Hierdie is realiteit. Daai babietjie is gebore. As jy twyfel of daai babietjie gebore is, kom praat met my. Kom praat met oom Chris na die tyd. Die bewyse vir die feit dat Christus regtig bestaan het, is so intens dat daar nie een ernstige geskiedkundige is in die wêreld wat twyfel of hy hier was nie. 'n Mens kan vanuit buite Bybelse bronne bewys dat almal om Jesus so erg geglo het dat hulle hom gesien opstaan het uit die dood uit, dat hulle gesterf het vir die idee. As ons sê Christus was hier, dan sê ons nie ons is in 'n religion en hierdie is 'n goeie idee en is 'n goeie lewenswyse nie. Ons sê hy was in lewende lywe op hierdie aarde en dit was die waarheid en dit is die waarheid. En my vraag is net die volgende. As God vir duisende jare beloftes gemaak het dat die Messias gaan kom en waaragtig waar dat 'n dag en 'n datum en 'n sekonde waar daai babietjie gebore was, dit het gebeur, dan gaan dit weer gebeur. Dit gaan weer gebeur. En hoe ernstig jy glo of hy die eerste keer gekom het, het 'n direkte korrelasie met hoe ernstig ons twyfel of hy gaan terugkom. Want as hy die eerste keer kon kom, hoekom in die wêreld sal hy nie terugkom? As hy sy belofte, sy grootste belofte van alles, dat hy homself gaan opwek uit die dood uit, nagekom het, hoekom gaan hy nie terugkom nie? As Jesus vir sy disippels sê, hy gaan weggaan, dan sê hy vir hulle, 'n kort tydjie gaan ek weg wees. 'n Kort tydjie, dis wat hy dit noem. Vir hom is dit 'n kort tydjie. 'n Kort tydjie gaan ek weg wees, en sê hy vir hulle, dit gaan moeilik gaan, en julle gaan treur en huil. Hy sê, maar die dag wanneer ek terugkom, dan gaan julle hartseer en blydskap in verander. Hy sê, en op daardie dag gaan julle my niks meer vra nie. As ons kyk na Jesus se opstanding, na hy opgestaan het uit die dood uit, en ons kyk na die volgende bladsy daar, dan sien ons iets interessant. Besef ons dat Jesus, die liggaam waarmee hy opgestaan het uit die dood uit, was nie 'n liggaam gewees waar mense so 'n bietjie gehallusineer het, of Tini sou gesê het, te lank in die son gestaan het nie. Dit was nie hierdie vaagweg visioen wat hulle gesien het van miskien 'n persoon wat daar in die hoek staan nie, en nou is dit Jesus nie. Besef ons dat hierdie verheerlikte liggaam van Christus was so fisies dat hy saam met die disippels geëet en gedrink het. Lukas 24 vers 42 tot 43, dis daar op die bord. Thomas kon aan Jesus se wonde raak. En die wonderlikste ding, ek is so bly hierdie gedeelte is daar, want Thomas het gesê, ek glo dit nie. Dit kan nie wees nie. En toe hy aan hom vat, wat nou? Nou kan hy nie meer sê, dis een of ander iets wat hy sien, of een of ander gedaante wat hy in sy gedagtes sien. Die wonderlike ding van dit is, ek is so bly hierdie gedeeltes is hier, want dit sê vir ons dat Christus se verheerlikte nuwe liggaam wat hy gegee is na hy opgestaan het uit die dood uit, fisies is. Dat ons kan vat en voel aan dit. Dit beteken die een wat aan die regterhand van die Vader sit, jy kan sy gesig sien. Jy kan by sy voete lê en aan hom vat. Dis hoe fisies hy is. En die beste ding van alles is, as jy saam met my kyk na die volgende skrifgedeelte, Handelinge 1 vers 9 tot 11. So hierso, 40 dae na Jesus uit die dood het opgestaan het, vir 40 dae lank het hy die disippels geleer oor die koninkryk van God, en toe het hy nou gesê, dis tyd vir hom om weg te gaan, sodat die Heilige Gees kan kom. En dit is nou natuurlik waar die hemelvaart plaasgevind het. Nou let op, hierdie liggaam van Christus was so fisies, dat hy saam hulle geëet en gedrink het, en dat Thomas aan sy wonde kon vat. En hierdie selfde liggaam wat by hulle was vir 40 dae, het die volgende gebeur.
Hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stip die hemelruim inkyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. So hierdie fisiese Christus liggaam wat saam met hulle geëet en gedrink het ewe skielik in die hemel opgevaar op 'n fisiese manier. En hoor wat sê hierdie engele wat verskyn aan die disippels. Die 2 mans sê toe: Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem die hemel in. Hy sal egter net so terugkom soos julle hom die hemel sien ingaan het. Matteus 24, as hy sê hy kom terug, dan sê hy, die son gaan donker word en die maan gaan bloedrooi word. Hoe baie van dit het julle al gesien, soos wat julle lewens aangaan en hoe dit toeneem. Die son gaan donker word en die maan gaan bloedrooi word en hy sê die hemele gaan ooprol soos 'n boekrol en hy gaan kom op die wolke van die hemele. Ek weet nie, dis nou nie gewone wolke daai nie. Op die wolke van die hemele. Interessant, hy het in 'n wolk verdwyn en hulle sê vir hom net soos hy gegaan het, gaan julle hom sien terugkom. In fisiese lewende lywe. Nou vir ons die laaste vraag en dit is die gedagte waarmee ek wil afsluit. Hoe moet ons lewe in afwagting van sy wederkoms? Hoe moet ons dan nou lewe? Okay, ons begin nou agterkom dat dit 'n realiteit moet wees. Ons begin agterkom dat ons dalk nie regtig daaraan dink altyd nie en miskien nie ons lewens leef asof dit 'n realiteit is nie. Hier is die beste ding. Ek kan nou hierso 'n paar nice skrifgedeeltes gegee het om te sê ons moet hierdie eienskappe en hierdie eienskappe want dit is Christelike eienskappe en dis waar, dit is hoe ons moet leef. Maar daar is spesifieke opdragte wat gegee word wat spesifiek vir ons sê hoe ons moet optree in afwagting van sy koms. Die eerste een in 1 Petrus 1 vers 13. Ek hoop almal kan daar lees. Wees heilig en nugter. 1 Petrus 1 vers 13. Sien daarom met verwagting uit na die genade wat vir julle gebring word. Sien daarom met verwagting uit na die genade wat vir julle gebring word wanneer Jesus Christus weer verskyn. Sorg dat julle helder dink en gedissiplineerd lewe. 'n duidelike opdrag wat sê in afwagting van sy koms moet jy helder dink en gedissiplineerd lewe. Nou daar's baie meer wat ek daar kan wys van hoe ons moet leef in afwagting van sy koms. Maar hoor, wat is die volgende punt? Moenie soos die wêreld redeneer nie. Moenie soos die wêreld redeneer nie. 2 Petrus 3 vers 3 tot 4. Heel eerste wil ek julle herinner dat daar in die laaste dae, hoor nou mooi, dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die waarheid bespotlik maak en doen net waarvoor hulle lus is. Nou saam met dit kan jy nou gaan kyk na wat Paulus vir Timoteus geskryf het oor hoe dit in die laaste dae gaan wees. Dan sê hy tot kinders gaan ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Ek dink dis dalk die grootste teken wat ons het van die laaste tye. Maar hy sê daar gaan mense op die toneel verskyn in die laaste dae wat die waarheid bespotlik maak en doen net waarvoor hulle lus is. Hoor wat sê vers 4. Hulle sal soos volg redeneer. Jesus het beloof hy sal terugkeer, nie waar nie? Nou maar wat het van daardie belofte geword? En dan direk na dit dan sê hulle kyk na die skepping van die begin af was alles nog altyd dieselfde. Hy gaan nie terugkom nie. En wat interessant is, hy sê in die laaste dae gaan mense so redeneer. So dit wat hy vir ons gee self is 'n teken, reg of verkeerd. Hy sê in die laaste dae gaan mense so redeneer. So hier is 'n baie groot redelike duidelike idee rondom dit. En dit gaan ons help om dit te onthou. Hy sê met ander woorde in Ruben vertaling sê hy dit gaan 'n wolf storie word. Hy sê dit gaan 'n wolf storie word. Die mense sê ja maar hy het mos beloof om terug te kom. Maar julle sê mos nou hy gaan nog altyd terugkom, maar kyk nog niks het gebeur nie. Om te redeneer om te sê ja met elke groot wêreldgebeurtenis sê ons die einde gaan kom.
is om deel te wees van die teken wat sê mense gaan so redeneer in die einde. Die feit van die saak is, daar het al so baie groot dinge gebeur in so klein tydperkie van die mensdom se geskiedenis, dat die mens elke keer as iets gebeur, want hulle sien 'n geboortepyn, dan sê ons, die einde is seker hier. En dan is ons verkeerd, want dan was dit een van die geboortepyne gewees. En dan sien ons die volgende een, en dan sê ons dit weer, en wat doen die wêreld? Hulle sê, julle het dit nou al 50 keer gesê. Asseblief. Hy gee juis vir ons 'n teken om te sê, wanneer dit so begin raak, is dit juis 'n teken dat hy kom. Is dit juis 'n teken dat dit die laaste dae sal wees. Nou ek sê daar in hakies, moenie terugkyk nie. Nou ek sê moenie terugkyk nie, sê ek vir 'n rede. Want in Lukas 17 sal jy sien, praat Jesus ook, hier vers 28 daar rond, praat Jesus ook oor die laaste dae. Hy praat ook daar en sê, dit gaan wees soos die dae van Noag, mense gaan heen en weer, dit gaan normaal vir hulle wees, en so aan tot verwoesting oor hulle gekom het. En dan sê hy die volgende woorde, en dit het al verskriklik baie vir my beteken, dan gebruik hy Noag as 'n voorbeeld, dat uit hierdie verwoesting het God nog steeds vir Noag gered, nê? Nou die woord vir wegraping is eintlik harpatsou. Harpatsou beteken om weg te ruk uit gevaar uit. Wat het hy gedoen met Noag, met ander woorde? Hy het hom eintlik uit gevaar uit, soos wat die trein kom en jy die kindjie wegruk voor die trein, dan is dit harpatsou. Dis wat hy met Noag gedoen het. Wat het met Lot gebeur? Dieselfde met Lot gedoen. Hy het dieselfde met Lot gedoen. Al was daar net een regverdige in die stad. Dis hoe hy redeneer. Voor die verwoesting kom, dan ruk hy hom weg, maar dan sê hy die volgende woorde. En dis hoekom ek in hakies sê, moenie terugkyk nie, moenie soos die wêreld redeneer nie. Hy sê die volgende woorde, maar moenie soos Lot se vrou wees en terugkyk nie. Moenie soos Lot se vrou wees en terugkyk nie. En dit is vir my interessant, want as 'n mens baie keer praat oor hierdie goed, en jy praat oor Jesus wat gaan terugkom, het julle hierdie al gehoor, en miskien redeneer ons self baie keer, partykeer so, ja maar ek wil daarom nou nog eers dit doen. Ek het dit al baie gehoor, ek weet nie van julle nie. Nee maar, as jy vir 'n jong meisie dit sê, dan sê sy, nee maar sy wil daarom nog eers trou en 'n ou babietjie hê. Die feit van die saak is, dis nogal snaaks, dat Jesus hier 'n punt maak. Wanneer het sy volk ook teruggekyk? Die terugkyk idee is baie groot in die skrif. Baie groot. Wat doen God met sy volk in Egipte? Hulle is slawe, hulle is vasgevang in slawerny. Hy verlos hulle uit dit uit. Sy verlossing was toe nou nie baie fancy soos wat hulle gehoop het dit is nie. Sy verlossing het saam met baie swaar kry ook gekom. Klink baie soos ons in ook. Maar hy red hulle uit slawerny uit, en ewe skielik is hulle hier in die woestyn. En buiten al die wonderwerke wat hy vir hulle doen, wat doen hulle? Hulle verlang terug na die vleisspotte van Egipte toe. Ek vra die vraag, soos wat ons dink aan Christus wat kom, hoe vasgevang is ek en jy regtig nog aan die materiële dinge van hierdie wêreld? Is ons bereid regtig om dit vir 'n oomblik net absoluut in 'n oogwink te laat gaan? Of is ons so lief geword vir dit, dat wanneer hy kom om ons te kom haal, dat ek gaan terugkyk en eers wil vat en gryp na dit wat ek nog het? Sien, ek probeer nie 'n punt maak om te sê wanneer Christus ons gaan kom haal, gaan hierdie spesifiek so gebeur nie. Die punt wat ek maak is, hoe materialisties ek en jy is, het 'n direkte impak met hoe ernstig ons wil hê Christus moet terugkom, en of ons nie wil hê Christus moet terugkom. As die wêreld vir ons niks is nie, en hy is al wat ons het, dan kan hy enige oomblik terugkom en die wêreld kan vergaan. En wanneer ons lief is vir die dinge wat ons het, dan dink ek is daai woorde geldig in Lukas 17 waar Christus sê, moenie soos Lot se vrou terugkyk nie. Die laaste een, wees aktief in die werk van die Here. Nou vroeër het ek hierdie gedeelte in Matteus 24, toe ek vers 48 gedeel het ek mos gesê, hier is die twee slawe, die een goeie een en die een slegte een wat na die huiseienaar se huis moet omkyk. Nou, ek wou graag afsluit met hierdie gedeelte. Hierdie is die gedeelte net voor daai waar dit gaan oor die goeie slaaf. Hoor hoe awesome is hierdie.
Wie is dan die betroubare en verstandige slaaf vir wie die eienaar aangestel het oor sy huishouding om vir hulle op tyd kos te gee? Hoor hierdie woorde in vers 46. Gelukkig is daardie slaaf wie se eienaar hom so aan die werk sal vind wanneer hy kom. Jo. Gelukkig is die een wie wanneer hy terugkom, hy hom kry waar hy besig is met sy werk. Waar hy nie soos die ander een redeneer en sê, ag, is nog lank voor hy terugkom en as gevolg van dit het hy nog tyd om so 'n bietjie te karring nie. Gelukkig is die een wanneer sy eienaar hom vind, hard aan die werk, besig met dit waarmee hy hom gelos het. So, as ons net kyk na hierdie gedeelte in 1 Petrus 1 vers 13 en hierdie gedeelte in Matteus 24, kan ons redelik duidelik vir mekaar sê, ons het 'n opdrag. In verwagting van Christus se koms, moet ons nugter en gedissiplineerd lewe en hard werk aan dit wat hy vir ons gee om te doen. Dit is die fokus wat ons moet hê. So wat is die fokus nie? Die fokus is nie om te sê, die tyd is nou so naby, ek gaan nou niks doen nie. Dis nie die oplossing. Gelukkig het ons hierdie opdragte gekry. Want dis nie die oplossing. As ons regtig in elk geval 'n beeld van die ewigheid kry, en ons sien in elk geval regtig wat die heerlikheid is wat vir ons voorlê, dan is dit maklik om hard aan die werk te wees vir dit wat hy vir jou gee. Dan is dit ook nie moeite nie. Wanneer ons fokus verloor, en ons vergeet hy kom terug, en ons redeneer het vat lank nog voor hy terugkom, of hy gaan dalk nie meer terugkom nie, dan sal ons in sonde verval. Moenie dink ons gaan staande bly terwyl ons self sy koms wil wegredeneer nie. Kind van God wat hier sit, ons mag nie so redeneer nie. Ons mag nie. Die vroeë kerk het mekaar gegroet met hierdie woorde. Maranatha. Maranatha. Wie weet wat beteken Maranatha? Hy kom. Hy kom. Dis wat Maranatha. Die vroeë kerk was so ernstig dat hy kom dat hulle besittings verkoop het. Mense kan nou sê dit is stupidheid, maar laaste wat ek gekyk het sê Jesus nogal vir die ryk jong man verkoop alles wat jy het en volg my. Gaan dink maar net aan daai een. Maar die feit van die saak is, die vroeë kerk was so opgewonde en so ernstig oor hulle redder en hulle koning wat terugkom, dat hulle mekaar gegroet het met 'n woord wat beteken hy kom. Klink dit soos 'n fokus wat hulle het? En dan wil ek die laaste stukkie in die Bybel. Openbaring 22. As jy nou te nuuskierig was al en jy het nog nie die Bybel deurgelees nie en jy maak so wat mense in 'n boekwinkel maak en jy gaan gou na die agterste bladsy toe en jy lees gou wat die einde sê, dan gaan jy hierdie kry. Hierdie is die einde van die Bybel. Hierdie is die einde van die Bybel. Openbaring gaan oor 'n openbaring van Christus Jesus, wie hy is, wanneer hy terugkom en sy koningsheerskappy in fisiese lewende lywe. Hoor hoe eindig Openbaring, hoe eindig die Bybel. Hierdie is die Bybel se einde. Hy wat dit alles getuig, dis nou Christus. Christus is besig om te getuig daar. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. En dan sê Johannes, amen, kom, Here Jesus. Maranatha. Dis hoe die Bybel eindig. Mag ons nooit wees soos die wêreld redeneer oor sy koms. Ons is dan lief vir hom. Ek wil net met hierdie laaste voorbeeld net afsluit. Nou die tieners en die mense wat my redelik ken, het al hierdie voorbeeld baie keer gehoor. Ek weet nie wie wat hier is weet hoe werk 'n Joodse bruilof nie. Maar ek wil net almal met hierdie idee los. Dink saam met my
jouself net gou in hierdie prentjie in. En dan se klaar, ek beloof. So, 'n Joodse bruilof werk soos volg. Wanneer die man, die bruidegom, die bruid nou vra om te trou en hulle verloof is, dan gebeur 'n paar interessante goed. So, die eerste ding wat gebeur is, die man gaan weg om 'n plek te gaan bou vir sy bruid, om 'n plek vir haar te gaan voorberei. Wat sê Jesus wanneer hy weggaan? Dan sê hy, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, sodat julle ook kan weet waar ek is. So dis die eerste ding wat die bruidegom doen. Hy gaan om 'n plek voor te berei vir 'n vrou. Dis hoe dit in hulle tradisie werk. Dan terwyl hy weg is, dan berei hy nou die plek voor. Dan bly sy nou agter, die bruid bly nou agter. En dan gaan sy deur verskeie reinigingsprosesse. So sy gaan deur hierdie reinigingsprosesse waarvan een van hulle natuurlik 'n reinigingsbad is, waardeur sy gaan. Terwyl hy en sy weg van mekaar is, dan stuur hy 'n boodskapper wat kan praat heen en weer tussen hulle. Wat sê Christus van die Heilige Gees? Hy sê, hy gaan julle herinner aan my woorde. Dis nie net die liefdesverhaal. En dit raak beter, ek beloof. Dan, ek weet nie wie onthou dalk in Matteus, ek dink is in Matteus 25 die 10 meisies met die lampies. Ek dink is Matteus 25. Die 10 meisies met die lampies. Hulle moet hulle lampies aan die brand hou terwyl hulle wag vir die bruidegom om te kom. So terwyl hierdie vrou in hierdie hele bruilofsproses besig is om te wag vir die bruidegom om haar te kom haal, dan sy 'n lampie wat sy vol olie moet hou. En dan moet sy dit op die vensterbank sit. En weet julle hoekom moet sy dit op die vensterbank hou? Sy moet dit op die vensterbank hou sodat wanneer haar bruidegom haar kom haal, dan kom steel hy haar soos 'n dief in die nag. En hy weet waar sy is want haar lampie brand. Die bruidegom kan hom net gaan haal as sy vader gesê die plek is reg. Ons weet Jesus sê vir ons net die Vader weet. Om hierdie deel te mis is om die grootste ding wat daar vir ons is te mis. Om na die liefde van ons lewe, van ons siele vir ewig, in ewigheid in. Om nie uit te sien na hom wat ons kom haal nie. Daar's min goed wat vir my so mooi is soos dit. En dis die belofte vir my en jou. Want hy kom weer. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie. Dankie dat U weer kom, Here Jesus. Here Jesus, dankie dat U ons nie hier agterlos as weeskinders nie. Dankie Here dat ons nie deur hierdie moeilike wêreld alleen hoef te gaan. Here, dankie dat U boodskapper stuur om heen en weer te praat sodat ons nog die stem kan hoor. Here, dankie dat die feit dat U nog steeds boodskappe stuur 'n bewys is dat U nog op pad is. Here Jesus, ons wag vir U. Ons wil hê U moet kom. Niks in ons lewe is kosbaar genoeg dat ons eerder dit wil hê as U wat moet kom nie. Here Jesus, ons sit hier in hierdie gebou as U bruid wat smag na U koms. En ons vra vir U, Here Jesus, kom vinnig. Ons is lief vir U. Ons wil in U teenwoordigheid wees. Ons wil wees daar waar U is, op die plek wat U vir ons voorberei het. Here, mag waar wees van ons wat U vir Johannes sê as U vir die kerke briewe stuur. Mag ons terugkeer na ons eerste liefde toe. Here Jesus, U is ons eerste liefde. U is die enigste liefde wat saak maak. Ons wil U hê, Here. Here, mag ons lampies aan die brand wees as U kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.